deel somme, ons begin dan deel ons bietjie oor die suurdeeg, suurdeeg, ek weet ek lispel met my esse, maar in elk geval die suurdeeg van die Heilige Gees. Kom ons blaai net gou, ek het net om te recap, Matteus 13, nou, u weet nou, ek het die afgelope tyd nou redelik daaroor bedien, en net gou weer so 'n bietjie uitleg, net waaroor het, laat ons net same, of wat 'n recapturing het van dit wat ons die afgelope tyd, laat ons almal net op dieselfde bladsy is. Pieter, jou kinders sit vreeslik en oplet, en let hulle in die klas ook so op? Well, okay, maar as hulle in die klas so oplet soos nou, gaan hulle goed doen hoor. Goed, sê weer? Na die tyd is vastvra, ja, dis, ek onthou, wie van julle het by ouma en oupa so om die, as hulle nou, dat nou wat lyk het soos nagmaal op holoog, as almal daar is, en ek was altyd die jongste gewees in ons familie, en dan het hulle, as hulle oupa hulle boeke gevat het, en as jy gekniel het, en almal so gebid het, van die oudste tot die jongste, en noodloos om te sê, ek was altyd die jongste, en dan het ek aan die slaap geraak, en as ek so wakker word, dan tik my niggies my, en sê ek moet bid, en het is gewoonlik oor dit wat ek my grootste pakke slaag gekry het, want dan het ek allerhande nonsens gebid oor my rugbybal en alles, en vandag het ek besluit, ek laat die kinders eers te bid, so goed. Nou, Matteus 13 het ek ander dag gesê, is die hoofstuk in die Bybel oor die gelykenisse, dis een van die hoofstukke oor die gelykenisse. Nou, uit die aard van die saak gaan ek nou nie alles lees nie, maar in vers 25, onthou het Jesus die gelykenis oor die onkruid gegee, en daai dag toe ons bedien het, toe ons nou daai aand bedien het oor hoekom ons nou nie die wegraping teologie of idee aanhang nie, uit hierdie skrif uit dit uitgeleem, maar net daai skrif, vers 25 sê, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai, en dan gaan hy aan, en maar die uitleg van dit in vers 38, toe Jesus die uitleg gegee het, hy sê, en die saailand is die wêreld, die goeie saad is die kinders, of die waaiwoordjie kinders, as hy so maak, dan plaai julle die, of moet ek sê, Sannie sal 7 sakke sout sleep. Goed, maar in elk geval is 'n grappie. En die saailand is die wêreld, die goeie saad is die kinders, of die seuns van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. So, daai koring, wat Jesus daar praat, is ons. Stem jy saam? So daai koring is ons. Ek gaan nou nie terwille van tyd nou, as jy nie weet nie, loop lees het maar daai gelykenis, en van vers 24 af, gee Jesus die uitleg, die gelykenis, en van vers 38 af, gee hy die uitleg van die gelykenis. Goed, so net so vraag vir die wat daai tyd, wie is die wat weggeraap gaan word, wie is die wat weggeneem word, die goeies of die slegtes? Die onkruid, is hulle wat weggeneem word. Goed, en soos iemand gesê het, al wat 'n ou doen, ons lees nie wat in die woord staan, ons lees nie idees van mense nie, maar nou gee Jesus nog 'n gelykenis, en hy sê in vers 33, sê hy 'n ander gelykenis, nou is 'n klein versie wat ek ander dag gesê, dis net so klein versie in die hele Bybel, maar met so geweldige, powerful betekenis. Hy sê, 'n ander gelykenis het hy hulle vertel, die koninkryk van die hemele is so suurdeeg, wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal deurgesuur is. En al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse gespreek, nou 'n kort gelykenis, maar so powerful, hoor gou hiersom. Ander week toe ons hieroor bedien het, is hy nou af, of is hy reg? Ander week toe ons hieroor bedien het, toe ons die uitleg daarvan, dat ons dit bespreek, uit die skrif uit, hierdie vrou, wie is die vrou? Wie van julle kan nog onthou? Die Heilige Gees, beautiful, mooi. So die vrou is die Heilige Gees. Wat is daai meel? Wat is die meel? Ons, dis die koring wat gebroke voor God is. Dis jou wil wat gebreek is. So die suurdeeg kan nie in heel koringkorrels ingaan nie. Stem jy saam? Vir suurdeeg om in te gaan in die koring, in die meel, in die koring in, moet dit gebreek word, laat dit meel kan wees. En as ons hart en ons wil nie, en ons motiewe nie voor God eerbaar en gebroke is nie, en ons nie meel geword het nie, kan God se invloed nie
ons verander nie. Ons gaan nou verduidelik die suurdeeg. Op 'n ander plek het Jesus verduidelik van die pasop vir die suurdeeg van die Fariseërs. Nou die Fariseërs se suurdeeg was die teachings van mense, stem jy saam, tradisies, eie dinge ensovoorts. Die omgekeerde daarvan is die suurdeeg van die Heilige Gees, wat beteken die invloed van die Heilige Gees. Nou ek terg altyd, en ek het nie meer issues daaroor nie, prys die Here, maar my pa het baie gedrink, maar dit is nou in alle respek gesê, dit is sonder enige judgment of iets. Ons kyk vandag terug daaroor en ons sê wel prys die Here ensovoorts, maar dan is my pa nou 'n klomp, ons sê mens altyd, daar was 3 vlakke wat ek kon weet hoe ver was dit, want sy vriend was Dani, dan was dit Dani, en dan later is dit Daan, en as dit nou ou Dan is, dan weet jy, dan is dit nou 'n trappie gevorderd. Goed, dan weet ons nou kuier hy lekker. Goed, en dan het my ma altyd die vraag gevra, is jy, wie van julle weet, wat vra die vrou, as die man gedrink is, dan vra sy die volgende vraag, is jy alweer onder die invloed? Onder die prop? Goed, okay, onder die prop. Maar, nou wie van die het al gehoor van mense wat dronk is? Maar hulle sê, dat as iemand dronk is hy onder die invloed, stem jy saam? Ek weet julle beleef, julle ken nou nie waarvan, maar julle het nou al movies gekyk oor sulke goedes en alles. En dan as hy nugter raak, wat gebeur as hy nugter is? Dan kyk hy terug en sê hy, was dit ek gewees wat dit gedoen het? Het kon nie ek gewees het nie, maar die feit van die saak was, ek was onder die invloed. Stem jy saam? Nou kom Paulus in Efesiërs 5, en ouens, dis eintlik so belangrike teaching, en ek weet, ek recap nou, wat ek al baie keer gesê het, maar vir daai keer, wat Corneille was nie, so, sê ek het nou net weer. Efesiërs 5, vers 18 en 19, kom Paulus, en hy sê vir ons 'n gelykenis, en hy sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin het vreeslike gebeurtenisse, maar word vervul met die Heilige Gees. Nou daai woordjie word vervul is in die present continuous tense. As jy nou saam met my aan die Griekse klas gesit het, sal jy agterkom, dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, dis 'n daaglikse, om daagliks onder die invloed van die Heilige Gees te wees. So, hy trek die parallel tussen dronk en dronk van die Heilige Gees. Wat het hulle gesê toe die uitstorting van die Heilige Gees? Hulle is dronk. Stem jy saam? Maar want hoekom is, hulle was onder die invloed van die Heilige Gees. Nou toe ons op Walvis gebly het, was daar in die jatklap so slogan gewees, if you drink, you get drunk. If you are drunk, you get tired. If you are tired, you go to sleep. If you sleep, you don't sin. And if you don't sin, you go to heaven. So let's drink and go to heaven. Goed, so dit het daar in die kroeg gestaan. Goed, maar goed, is net moet nou nie dit gaan probeer nie, is hulle teologie goed, maar in elk geval, maar daar is 'n groot belangrike lewensbeginsel wat sê, how do you prevent a hangover? You stay drunk. Goed, okay, so, maar wat dit beteken is, wat Paulus eintlik sê vir ons is, moenie dronk word van wyn nie, maar hy gebruik die voorbeeld en sê, as jy onder die Heilige Gees is jy onder die invloed, en die invloed van die Heilige Gees, dan doen jy dinge, wat jy later terugkyk en sê, dit was nie ek gewees nie. Dit was 'n boldness, dit was 'n vrymoedigheid, dit was die werking van die Heilige Gees, hierdie openbaringe, hierdie goed wat ek gesê het of iets, weet ek vandag, was nie ek gewees nie. En ouens, uit my eie lewe kan ek dit vandag getuig. Ek het al hoeveel keer, dan kyk ek terug na byvoorbeeld goed wat ek gesê, dan besef ek het nie hierdie goed uitgedink nie. Maar dan besef ek, dit was onder die invloed van die Heilige Gees, dit was die suurdeeg van die Heilige Gees. Nou die suurdeeg van die Heilige Gees kan ons net beïnvloed as ons nie meer heel koring is nie, maar as ons voor God gebroke is. Stem jy saam?
sien nie die beeldspraak wat die Here Jesus vir ons gee, en die feit wat hy hierso sê is beautiful. Hy sê, hy vat 3 mate, of hierdie vrou, die Heilige Gees, vat 3 mate, en wat ons altyd in die Hebreëse teks, of in die Hebreëse kultuur, is daar 1, 2 en 3, hulle het nie goed, beter, botter nie, of goed, beter, beste nie, hulle herhaal 'n ding 3 keer, soos as die Amplified, daai woord sê, I will not, is dit die hoogste vorm van beklemtoning, want in die Hebreëus is daar nie 'n dir en 'n ste nie, harder, hardste nie, hulle herhaal 'n ding 3 keer. Nou 3 mate, dit is die oortreffende trap, goed, in die Hebreëse konteks. So hoekom hierdie vrou 3 mate vat, is 1 mate meel is in elk geval genoeg. 1 mate suurdeeg. 2 mate suurdeeg is oor as genoeg, maar 3 mate suurdeeg is deurlopends toe, is bo my vermoë. En met ander woorde, die vermoë binne in hierdie brood wat hierdie vrou vat en sy bak, die vermoë, luister gou mooi, die vermoë om te reis is beyond our own nature. En dis wat ek laas verduidelik, daai skrif in Jesaja 10 vers 27 wat sê dat the yoke will be destroyed because you have grown so fat. Goed, maak dit sin. So die koninkryk wat in ons is, groei en groei en groei, en dan breek die jukke van die duiwel later eventueel. Amen. So ons kraak nooit berading af nie, ouens, maar die oomblik wanneer die woord van die koninkryk groei in mense, breek mense in elk geval deur. Goed, dit weet ek net. So het ek nou 'n lang inleiding gegee, maar maak dit nou sin as ons nou sê, okay, as ons op dieselfde bladsy oor die suurdeeg van die Heilige Gees. Amen. Nou as daar 'n vraag is, jy is welkom. Kom ons, ek gaan dit net vir u lees, quoteer terwille van tyd. Nou in Matteus 18 is een van die powerful skrifte aangaande wat die Here Jesus gesê het, toe Petrus die openbaring gekry het van Jesus is die Christus. In die gesprek daarso vra Jesus vir hulle, hy sê, party sê ek is Elia, ander sê ek is Jeremia, maar wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus sê, jy is Petrus, en op hierdie rots van die openbaring dat ek Christus is, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou ek onthou in my 4de jaar op Bybelskool het ons 'n vak gedoen, the Eternal Church. Dit was 'n amazing vak, 'n lang vak, maar dit was 'n powerful vak. The Eternal Church. En ek onthou nog ons moes 'n teses oor al 5 daai woorde geskryf het. I will build my church. En ons moes met elke ding moes ons die klem op iets anders gelê het. En dit was eintlik amazing. Jy kan sommer by jou huis, jy kan net gaan dink daaroor. Ek, nie iemand anders nie, jy nie wie ook nie die duiwel nie. I will, met ander woorde, maak nie saak wat gaan gebeur nie. I will build my, dis my kerk, ook nie Etienne se nie, God se kerk. I will build my church. Goed, en dit was baie lekker toe ons daai ding gedoen het, maar die effek van hierdie woorde wat Jesus gesê het was, and the gates of hell will not prevail. As God sy kerk bou, sal die poorte van die hel nie staande bly nie. As 'n mens bou, ek onthou toe ek net by die Here uitgekom het, toe bedien daar ou by ons kerk eendag. En ek onthou hy het 'n stelling gemaak wat my altyd bygebly het. Hy vertel van die ou, hy het iemand na die Here toe gelei en ander dag toe kom hy daar of hy het iemand bearbei of whatever, maar die feit van die saak is, hy kom in die straat en daar sit daai ou, maar daai ou is weg. En die ou kyk hom so, en hy sê vir Barnard nog, hy sê vir hom, jy het my die ander dag bekeer. En Barney sê, ek kan sien, ek het jou bekeer, jy het jouself nie bekeer nie. En hy sê, ek kan sien, is my werk, het was nie die Heilige Gees se werk nie, want my werk kan weer val. Maar wanneer God bou, Handelinge 5, onthou Handelinge 5 sê, dit wat ek bou kan val, maar dit wat God bou, bly vir altyd staan. So, nou ouens, as Jesus sy kerk bou, sal die poorte van die hel nie staande bly nie. En 1 Petrus 2 vers 5 sê, ons is die lewende stene.
Ons is lewende stene van hierdie huis. Nou goed, maar my vertrekpunt vandag is die huis, en ek wil net gou sê, julle moet julle safety belts aansit, want die rowwe een van hierdie woord kom eintlik nog. Maar kom ons sê gou hierso, die huis wat Jesus bou, sy stene, is u en ek, is sterk en beproef. Die huis wat die Here bou, sy stene is sterk en is beproefde stene. En ouens, as ons sterk en beproefde stene wil wees, en deel wees van die huisgenote van God, of die stene waarmee God sy kerk bou, wil ek vandag die hartseer ding sê, en die rowwe ding sê vandag, vir die van u, wat al deur moeilike tye is, God is stretching you. En hoe rek God jou? Hoe brei God jou? Hoe gebeur hierdie harde realiteite van die lewe? Dit kom deur die skool van die lewe. Ek sê altyd, as ons die woord lees, hou net op om hoenderchristene te wees, soos iemand eendag gesê, deur net te pik, net versies te pik en dit buite konteks te pik. Filippense 4 vers 13, wie van julle weet wat daar staan? Almal weet wat daar staan. 1, 2, 3. I can do all things. Ek kan alles ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Almal weet wat daar staan. Maar wat sê die vorige verse? Wat het ons op skool geleer? Wie van julle was in sub A en het geleer tel? Mooi, Jessie, dankie. En wat staan voor 13? Wat het ons geleer? Wat is voor 13? Is 12. En wat is voor 12? 11. Jessie, julle is slim vanoggend. As ons Filippense 4 vers 11 en 12 lees, sê ek het geleer deur die skool van die lewe. Ek het deur die pyn van die lewe gekom. Ek weet wat dit is om gevloek te word. Ek weet wat dit is om geprys te word. Ek weet wat dit is om min geld te hê en ek weet wat dit is om baie geld te hê. Ek het moes geleer deur die skool van die lewe. Ek moes deur die skool, sê saam met my, die skoling van die lewe. En as ek deur die skool van die lewe gekom het, toe het ek geleer, ek is eintlik tot alles in staat deur Christus, wat my die krag gee. Nou ouens, basic, die kruis is gelyk aan, waar begin ons Christenskap is by die kruis. Stem jy saam, wanneer ons by die kruis uitkom. En nou die kruis is gelyk aan, wat ek altyd sê is, ek weet nie hoe om het anders te stel nie, ouens, die kruis, en julle is baie stil volgend, of julle praat nie met 'n mond vol kos nie, of julle stom geslaan, maar die kruis is gelyk aan basic Christianity. Die kruis is te doen met sacrifice. Stem jy saam? Dat het te doen met, Jesus het 'n offer gemaak aan die kruis, en ons weet, dit is die grootste offer, en Jesus sê, ons moet ons kruis opneem, daagliks, wat hy bedoel by it's a daily sacrifice. Nou, hoekom sê ek dit vanoggend? Lukas 6, praat Jesus, en hy sê 'n paar woorde daar, wat vir die disippels moeilik was, en vir ons moeilik is, om te hoor. Hy sê, as iemand jou vloek, wat moet jy doen met iemand wat jou vloek? Terugvloek. Slaan hom in die face. En dan, of ja, jy lê hom die hande op. Ja, sonder om te bid. Goed, maar as iemand jou vloek, dan sê hy, wat doen jy met die wat jou vervloek? Seën hulle. As iemand vir jou die eerste myl vra, loop, het jy dit nog nooit gelees, en loop die tweede myl saam. As iemand van jou die onderkleed vra, of die boekleed vra, geef hom die onderkleed, en dan sê Jesus hierdie ding, as hy op een wang slaan, wat sê Jesus dan? Jy is nie lekker om te hoor nie, nee. Nou ouens, wie van julle al die uitdrukking gehoor, dank God ek het net 2 wange. Maar die 3de keer klap ek terug. Goed, maar in elk geval, nee, ek joke net, maar ouens, julle lyk verskriklik stil vanoggend, maar wie van julle het al die vraag gevra, julle hoef nie julle hand op te steek nie, maar die vraag is, wanneer hou ek op om te verdra? Wanneer hou ek op om die wang te draai? Eina, nou is daar iemand wat gou vir my kan lees, Lukas 10, vers 27 tot 29.
Niemand nie. Wilia? Lukas 10. Kan ek hierdie vir jou? By die Passion? Nee, okay, ek soek dit in 'n stryd Afrikaanse vertaling. Pieter. Lukas 10 vers 27 tot 29. Ons moet daar vir om Pieter aangee asseblief. Goed. Nou die storie van die barmhartige Samaritaan. En ek bid in Jesus naam dat u nou aan 'n ding laat 'n ding vir u sal oopgaan vandag. Goed. Jy moet nou net die een langs jou tik en sê wees wakker vir oggend, want hier kom 'n moeilike woord vandag. Goed, ons staan op genade, yes, verseker. Lukas 10 vers 27 tot 29. Dis die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Okay, nee, ek dink lees sommer net vir ons. Daai foon gaan vir ons moeilikheid gee. Okay, lees dit maar net hardop, ons sal dit nou quoteer. Jy het mos 'n harde stem. O. Stop gou daar. Nou ouens, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou wie van u het al die vraag, nou nie gevra nie, maar wie het al die vraag gehoor, wie is my naaste? Het u dit al gehoor? Okay, hoekom vra iemand wie is my naaste? Hoor gou daarso. Hoekom het hy vir Jesus gevra, wie is my naaste? Hy wou homself regverdig. Geliefdes, ons sê altyd, jou spraak, wel, die skrif sê vir ons, leer vir ons uit Petrus se lewe, jou spraak gee jou weg. Hoeveel van die suurdeeg van die Heilige Gees het ek in my? Ouens, as ek nog die vraag vra, wanneer hou ek op om te verdra? As ek nog die vraag vra, wie is my naaste, is ek nog op die troon. Dan dit is wat die woord sê, en kom ons wees eerlik vandag, dan wil ek myself regverdig. Die oomblik as ek 'n teorie het oor hierdie een en daai een en die een en daai een is my naaste, die oomblik, of vir so lank, ek hakkel op wie is my naaste, vir so lank, kom ons wees eerlik vandag, probeer ek myself regverdig. Is dit eina vir oggend? Nou ouens, kom ek sê dit hier. Wie van u weet wat is 'n narcis? Okay, ons gaan nou nie, we'll not go there too much, maar wie van u weet 'n narcis weet nie, sal nooit sê ek is jammer nie. Stem nie saam? Is dit een van die eienskappe van 'n narcis? Hy weet nie, al weet hy is verkeerd, sal hy nie kom sê, luister, ek is jammer, ek het verkeerd gedoen nie, en hy sal ook nie sê ek vergewe jou nie. Nou, my teenstelling hierso is, in teenstelling hieronder, in teenstelling met 'n narcis, hoor nou mooi, hoe meer van die kruis, hoe meer van die suurdeeg in my lewe, hoe meer van die invloed van die Heilige Gees in my, hoe makliker sê jy jammer en hoe makliker vergewe jy. Ouens, straightforward. En nou die moeilikste, die volgende ene is, Jesus het die gelykenis gegee van die barmhartige Samaritaan of die barmhartige Samaritaan. Hoekom het Jesus daai gelykenis gegee? Ek wil hierdie woorde sê, selfs vir die Samaritaan / die ander kultuur in jou lewe. Want onthou, die Samaritaan was die ander kultuur. Die ouens wat nie gedink het soos ek dink nie, dit was hulle bly hulle het tussen die Jode gebly, maar hulle was 'n ander kultuur gewees. Nou ouens, dit is die Samaritaan in ons lewens. En Jesus kom en hy sê, die Samaritaan in jou lewe is jou naaste. Om jou naaste lief te hê, soos ek myself lief het. Dis basic Christianity. Is dit 'n harde woord vir oggend? Jo, eina.
maak gou 'n geluid, laat ons net hoor hier is lewe. Nou kom ons blaai gou na Matteus 18 toe. Matteus 18, nou hierso is nou 'n rowwe ene, ouens. So, was dit nou rof tot nou toe? Want die tweede stapie kom nou volgende, hier kom nou nog 'n rowwe ene. Wie van hier soek nog steeds die invloed van die Heilige Gees, of die suurdeeg van die Heilige Gees in jou, en sê, Here, minder van myself, meer van U, want ek besef, daar's eienskappe wat hierdie koring in my nog nie gebreek is nie, en iemand daar Walvis het altyd gesê, ek kan voel hoe staan ek op uit die dode uit, die ek, so, goed, nou ouens, die Here Jesus hier van vers 15 af tot die einde, tot 35, ek gaan dit terwille van tyd nie lees nie, hier's 'n baie sensitiewe topiek, die topiek van vryspraak. Jesus kom en hulle praat van saamstem en Petrus kom en hy sê, Here, joh, ek is eintlik al nice, ek het baie al gegroei, ek kry dit al reg, dink jy ek is nice genoeg om 7 keer 'n dag te vergewe? En julle, wat antwoord Jesus om? 70 maal 7, goed, 70 maal 7, 70 maal 7, kry julle die idee? Goed, so it's a lifestyle, met ander woorde, Here, ek kom agter, ek sukkel met dit, en Jesus kom met 'n gelykenis, en hy sê, basically, hier was 'n ou gewees, hy die koning, sê nou maar, R1 miljoen geskuld, argument op halwe, en die koning sê vir hom, ek gaan jou in die tronk stop, en hy smeek, en hy sê, help my Here, vergewe my, wees my barmhartig, en die koning het hom innig jammer gekry, en ons weet, daai koning is Jesus, het hom innig jammer gekry, en hom vergewe, en hom sy prys, sy skuld kwytgeskeld, en want dit was onbetaalbaar duur, wie van u weet, ek kan nie betaal vir my sondes, Psalm 49 sê, the payment for a life is costly, wat beteken, no man can ever pay enough, Psalm 49, nou, dit is, met ander woorde, ek kan nie betaal, ek het dit nie, ek kan nie, ensovoorts, en toe stap hy daar uit, en 'n ander ou skuld hom R100, en die ou sê vir hom, ek kan nie jou betaal nie, en hy gryp hom aan die keel, en hy sê, betaal, en die ander ouens het dit gesien, en hulle was ontsteld, ensovoorts, en hulle gaan vertel die koning, en toe kom die koning, en hy sê vir hom hierdie woorde, hy sê, ek gaan jou in die tronk stop, totdat jy alles kan betaal. Wie van u weet, daai ou wat ook nie vergewe het nie, wou die ander ou in die tronk stop tot hy betaal. Wie van u weet, onvergifnis maak jou dom? Want as iemand in die tronk sit, kan hy nie werk om geld te verdien nie. Stem jy saam? En toe kom die koning en hy sê, jy sal in die tronk sit. Hy sê eintlik hierdie woorde, nou kom ons kom by hierdie ding wat nou eintlik baie kere baie sensitief, I don't want to go there, want daar's baie dispute oor wat is hierdie, en ek dink ons moet eerder kyk na God se karakter. En ek bid dat 'n ding nou oop gaan vir u. Wat wil ek sê? Vers 35 in die ou vertaling sê, en sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen van sy broer van harte sy oortreding vergewe nie. Nou ouens, wat is die pynigers? Nou daar is, wie van julle het al daai vraag gehoor of gevra, wat is die pynigers? As hy sê, goed, is hy allemaal nou by, God gaan my oorgee aan die pynigers, totdat ek betaal. Wat is die valute wat hier ter sprake is? Vryspraak. Stem jy saam? Dit het te doen met ek moet my broer vergewe. Hy skuld my, wat is die stamwoord vir vergewe? 1, 2, 3, wat is die forgive? Dink gou, wat hierdie? Wat give? Gee. Ek vergee. Met ander woorde, ek gee my regte op. Dis 'n gift. Jy hoef my nie vir iets te vra nie. As jy my iets vra, dan gee en ek gee dit vir jou, is dit nie 'n gift nie. Stem jy saam? Jo, julle is stil vanoggend. Maak dit vir jy sin, wat is vergifnis? Jy hoef my nie daarvoor te vra nie, ek gee dit vir jou.
As jy my moet vergifnis vra, dan is dit goed dat ek jou nog steeds vergewe, maar die hoogste prys, die hoogste, die 3 mate, 1 mate, 2 mate, maar die 3de maat van die suurdeeg van die Heilige Gees is wanneer ek kan vergewe sonder dat iemand my vergifnis vra. Die 3 mate van die vrou, die inmenging, gaan begin 'n pennie te drop of 'n liggie aan te gaan vir oggend. Nou kom ons hoor gou hier, so ouens, so as dit 'n gift is. Ek onthou eendag het die Here met my hierdie ding gepraat en daar was tye wat ek beleef het, ek baie naby die Here se teenwoordigheid goedes beleef het. En die Here sê vir my eendag, as iemand jou moet vergifnis vra en jy gee dit, het jy geen loon nie. Maar as jy dit weggee sonder dat iemand jou dit vra, het jy jou loon, jou skat in die hemel bymekaar gemaak. Sê gou saam met my, al vang jy dit nog nie, jy gaan 10 keer die boodskap luister en die Heilige Gees gaan dit jou openbaar, so pay it forward en sê, wow, as ek my vergifnis vir iemand gee, sonder, as dit 'n gifting is, as ek my reg vergee, die alles oortreffende trap, dan is dit 'n geskenk. Jesus het aan die kruis gehang en hy het gesê, Vader, vergeef hulle. Hoekom? Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons gaan nou daarby uitkom. Woe! Nou wat is die pynigers? Is die pynigers dat God jou vyand siek maak? Ouens, dit strook nie altyd so heeltemal met die karakter van die Vader nie. Ek glo, want daar's baie interpretasies, daar's baie sieninge oor wat is die pynigers. Iemand het my sleg gedoen en ek sê, Here, ek gee hom vir u, maar ek hoop u werk met hom. En as God met hom werk, hier dan grind God hom, God hom op 'n siekbed lê en God hom al hierdie slegte dinge aanbring, totdat hy kom sê hy is jammer. Ouens, kom ons lyk nou baie heilig vir oggend, maar in elk geval, ek weet waarvan ek praat, want daar was ouens in hierdie dorp wat my alles gesteel het. En eendag gesê, daai ou is so skelm, toe hy gebore was, Niel, jy het al geboortes gedoen, en daai ou is 2 keer geklap deur die dokter. Die eerste keer om suurstof in sy longe te kry, maar die tweede keer is oor dat hy die dokter se horlosie wou steel. Hy was net gebore skelm gewees. Hulle het vertel dat sy voorsate het by die abortiekliniek gewerk, maar hulle was eintlik deel van misdaadvoorkoming gewees. So, dit was 'n skelm familie gewees. En ek moes gedeel het en ek het gesê, Here, kry hom. Ek vergewe hom. As u met hom gedeel het. Julle weet nou, julle was nou nog nooit in so 'n situasie nie, né? As jy lank ly en jy finansiëel ly en jou hele pensioen gesteel is en alles en jy daai kappie op die oor wie jy niks oor het nadat hierdie ou en hy gaan weg en hy het alles. Maar Here, werk jy met hom? Ouens, dit is nie die pynigers nie. Jy pynig jouself in elk geval. Wie van u weet waarvan ek praat? Maar in elk geval, kom ons lees in die oorspronklike teks, wat is die pynigers? Dan bid ek gaan 'n ding vir jou oop vandag. Die King James vertaling sê dit die mooiste omdat hy direk uit die oorspronklike teks vertaal is. Nou die King James bid ek dat dit nou vir u 'n ding oop gaan hier. So ek is hier gereed. And his Lord was wroth. Okay, goed. Hy was kwaad. And delivered him to the what? Wat staan daar? Tormentors. Nou ons, die ander vertaling sê dit vertaal as die torturers. Maar die eintlike woord is die tormentors. Nou dit is 'n ander prentjie ouens, ek gaan dit nou verduidelik. Till he should pay all that was due unto him. Nou wie van u weet wat dit is om getorment te word? Wie van u weet wat is torment? Torment. Yes. Kan jy Ja, man. Sê gou weer. Sê gou dit kliphard. Is dit vrede? Torment is die direkte teenoorgestelde van vrede. Om getorment te word is 'n sielsding, dis nie 'n fisiese ding nie.
Die Here laat ons nie toe aan die pynigers om ons fisies met siekte te straf nie. Soos wat baie keer, dis nie die karakter van God nie. Daar's 'n dwaling wat die ronde geloop het, dank die Here. Ek het lanklaas of ek het net lanklaas dit gesien of iets, maar ten minste is dit iets wat ek jare laas van gehoor het, wat sê die herder het met daai stok geloop. En as daai skaapie een kant toe gaan, dan breek hy sy been. En Piet slaat hom hier, dan laat hy die been af, dan leer hy nou goed om nie daardeur te loop. En dis nonsens, ouens, dis nie die karakter. Ek het nog nooit 'n boer gesien wat sy eie beeste been of sy eie skaap se been afslaan nie. Goed, maar in elk geval, so dis nie die hart van 'n herder nie, maar ouens, wat is die torture is? Dit is die direkte teenoorgestelde van 'n diepe vrede. Jesaja 55 sê vir ons, julle sal met vrede gelei word. Nou as iemand getorment word, lê hy op die bed en hy rol rond. Goed. OK, 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, sê die ou vertaling. Dan sê hy, hoekom is daar geen vrees in die liefde nie? Hy sê, want die vrees sluit wat in? Straf. Nou wie van julle weet wat sê die Engels? Hy sê, there's no fear in love, in God's love, for fear involves, wie van julle weet wat is die Engelse woord? Torment. Nou om getorment te word in jou siel, beteken dit jy's in 'n staat van onvrede. En daai onvrede kom van God af. En God laat ons toe oor aan die pynigers, aan die tormenters, en dit boelie jou, en daai boelie is van die Here af. Totdat jy laat gaan. Hoor nou, kom ek gee 'n verduideliking. Daar was 'n man gewees met die naam van Stefanus. Dis nie 'n fisiese pyn nie, hoor nou mooi. Ouens, dis die feite, dis die realiteit van die woord. Daar was 'n man met die naam van Stefanus, en daar was 'n ander ou. Nou julle weet wie is daai ander ou. Ons gaan nou uitvind wie is daai ander ou. En daai ander ou broei van kwaad. En hy's kwaad vir hierdie man, en hy sê, maak hom dood. Maak hom dood. Die skrif sê, hierdie ou het gebrul. Daar is sekere vertalings wat sê, die skuim het van sy mond afgeloop van kwaadheid. Maak hom dood. Maak hom dood. En Stefanus, toe die eerste klippe op hom reën, en hy skrif sê, hy die hemel geopen gesien, en hy kyk na hierdie ou, en hy sê die volgende woorde, hy sê vir die Here, wat moet hy met hierdie ou doen? Vergewe hom, reken sy kwaad nie toe nie. En hierdie ou wat hier is, sien dit. Hy sien hierdie ou sê vir die Here, Here vergewe my, hierdie ou, vir ek. En hy ry daar weg op sy donkie, en hierdie beelde flits. Daai ou is dood, hy het hom doodgemaak. Die skuim loop nog van sy mond af. Hy's kwaad, maar hy beelde flits. Hy sien hierdie ou sak in die graf in. En hy sien die hemel geopen, en hy sê, Here vergewe vir Etienne, of vir hierdie ou. En hierdie ou ry op sy donkie verder. En die volgende oomblik op die pad na Damaskus, nou weet julle wie's daai ou, verskyn 'n lig. En God sê vir hierdie ou, hy sê, Saulus, Saulus, hoe lank, hoor nou mooi, sal jy skop teen wat? Teen die prikkels. Daai woordjie prikkels is die woordjie tormenters. Wow. Hoe lank sal jy kan aanhou om jou emosies teen hierdie ou se vryspraak? Hoe lank sal jy jou so hard kan hou? Jy kan mos nie heeltyd skop teen God se genade. Jy kan nie heeltyd skop teen God. Jy's onrustig, Saulus. Jy kan nie. Hoe lank sal jy kan aanhou? Jy rol rond in die nag met hierdie ou se sonde teen jou. Jy rol rond. Dit is om getorment te word. Hoe lank sal jy getorment word? Hoe lank sal jy die prikkel sien? Hoe lang sal dit jou prikkel? Sal die Heilige Gees werk met jou en jou onrustig maak en sê, Etienne, jy kan mos nie aanhou met dit waarmee jy besig is nie. Jy kan mos nie in haat leef nie. En jy word getorment en hy val op die grond neer en hy sê, Here. En wie is daai man? Jy help my gou? Paulus. En daai woord, ou Paulus, word die grootste apostel. Ouens, ons
die feit dat ons kwaad is. God gebruik prikkels in ons lewens, en hy gebruik goed in ons lewens. Ek het ander dag vir u vertel hoe oom Harry vir my eendag gesê het, Etienne, ek mis die Etienne van Walvisbaai, en ek in trane vir hom moes sê, oom is reg, vergewe my. En dit het my bygebly, dit was 'n konfrontasie in my lewe. Ouens, ons, die stene wat God gebruik word getoets, en dis stretching, partykeer in ons lewens, om so getoets te word, en by 'n punt te kom en sê, Here, ek is so gewoond om te sê, ek draai net 2 wange, maar die 3de wang klap ek terug. Of Here, wees my naaste. Maar om by daai punt op te kom en te sê, Here, ek soek net 1 mate van die suurdeeg, van die Heilige Gees nie. Ek soek tot die 3de maat, wanneer ek so vol is van die kruis in my lewe, wat ek so deurdronge is. Maak dit vir u nou sin, wie is daai tormentors? Is dit 'n ding wat oopgaan vandag vir in u hart? Amen. Nou vir die tafste ene, ouens. Sal ons klaarmaak, of sal ons wie van u wil nog na die laaste punt toe gaan? Psalm 105. Kom ons blaai gou na Psalm 115. Nou ouens, wie gaan vir my gou blaai na Genesis 39 vers 12 tot 14? Wie sal vir my daarna toe blaai? 1, 2, 3? Ok, Nelly. Ok, eindig sal jy vir ons Spreuke 17 vers 15 lees asseblief. Goed, nou intussen tyd die ander, kom ons blaai gou ons Psalm 105. Nou in my ou vertaling is die opskrif daar, 'n dankbare terugblik. Nou dis amazing om te dink, dank die Here, ons kan met dankbaarheid terugkyk na ons lewens. Nou wie van julle ken die verhaal van Josef? Wie van julle weet dat Josef se verhaal is geken deur onreg? Stem jy saam? Josef sien 'n droom, maar daar kom niks van sy droom nie. Inteendeel, die met wie hy sy droom deel, verkoop hom en hy word in 'n put gegooi, en van 'n put word hy valslik beskuldig. En daai valslike beskuldiging sit hom in die tronk, en daar vergeet hulle hom in die tronk, en hy sit in die tronk en hy gee vir 'n oue gifting, en hy sê, luister, gaan sê vir Farao, ek is eintlik goed en alles, en God laat die ander ou vergeet. 2 jaar. So Josef is 'n teken van onreg of verontregging. Stem jy saam? Maar Josef sit in die tronk. En terwyl hy in die tronk sit, en ek het hierdie al bedien, maar kom ons hoor dit weer vandag, en ek bid dat dit oopgaan vir u. Josef sit in die tronk, en terwyl hy in die tronk sit, is hy in boeie vas. Nou is hy met my nou. Goed, Psalm 105, en hy praat hier van God's dealings with man. God se manier om met ons te werk. Ons dink baie keer daai onrustigheid is net die duiwel, maar is die gees van God wat in my werk. Ouens, ek het al baie vertel uit my binneman kultuur. Was dit 'n harde klomp ouens gewees. En ons was altyd geleer en altyd baie keer gestuur met voorbeelde om hierdie ouetjie en daai ouetjie te moker. En ek onthou, as jy nou daai ouetjie, ek het vandag nog merke hier, en dan dink ek daai aande, dan flits daai beelde. En ek onthou my ouer broer ook, dan slaap ons nie ouens. Want daai beelde van hoe jy daai ouetjie geslaan het en dit en dat, dan flits daai beelde en sê ek, Here, dit kan nie wees nie. Hierdie is nie van die Here nie. Nou dit is die tormentors. Dis die prikkels in 'n ou se lewe wat jy besef het, it's not from God. Stem jy saam? Is jy stom geslaan nou, ouens? Maar ouens, so sit Josef in die tronk, en dit staan hier, hy sê vers 17 tot 19, hy het 'n man voor hulle uitgestuur, nou daai, hy is God, het 'n man, Josef, voor hulle uitgestuur. Josef is as hero verkoop, staan dit daar so, as 'n slaaf.
Nou ouens, hy sê, hy het in die boeie, hulle het sy voete in boeie geknel, hy self het in die eisters gekom, ek gaan dit nou verduidelik, tot op die tyd, dat sy woord gekom het, en die woord van die Here hom beproef verklaar het. Nou ouens, die Engels sê, his soul came into the iron. Sy siel het in die yster ingegaan. Nou ek weet, ek het dit al verduidelik, maar daai van julle wat daai klompie kere nie was, toe ek het nou verduidelik het nie. Wat beteken dit, dat Josef in die tronk gesit het, totdat sy siel in die eisters ingegaan het? Enige hulp, behalwe my vrou, sê weer wat dit beteken? Raaiskoot, Gert? Wat beteken dit? Sy siel het in die eister gegaan. Yes, jy slim. Baie slimmer as wat jy, ek wil nie sê wat jy, nee, ek joke nie. Ouens, dit is 'n Joodse idioom. Dit beteken, hy het net, sy siel het so sterk geraak, soos die boeie wat hom vashou. 'n Ou soos Johan Kloete, wat baie lief is vir Jim. Ek het nou iets in Anita se lagspiere geprikkel, ek weet nie, maar in elk geval, kom ons ok, wacht, met wie kan ek ploeg nou? Dit is kosbaar, nee, ek geloof die Here. Ok, kom ons sê, Gerrit en Neil, hulle is baie lief vir fietsry, en hulle ry op 'n martelpyp. Goed, daai martelpyp noem jy 'n fiets. Goed, daai is 'n yster. En daai siel, daai yster wen hom, stem jy saam? Maar die oomblik as Neil of Gerrit vir daai fiets sê, jy gaan my nie wen nie. Hierdie wedloop gaan my nie wen nie. Ek sal aanhou totdat, sê gou saam met my, totdat ek jou gewen het. Dit is die idioom wat sê, sy siel het in die yster gegaan. Nou, kom ons luister gou mooi hierso. Maak dit vir jy sin, ouens. Ek vertrou dat die ding vir jy oopgaan. Totdat jou siel in die yster gaan, beteken jou siel raak net so sterk soos die challenge wat voor jou is. Dis die Joodse idioom wat sê, ek sal jou nie los nie. Jy gaan my nie wen nie. Jy gaan my nie wen nie. 1, 2, 3, jy gaan my nie wen nie. Hierdie yster wat my boei, gaan my nie wen nie. Dit is wat dit beteken. Sy siel het in die yster, die volgende ene, ons gaan nou die skriffies lees. Nee, sy siel is so sterk, soos dit wat hom vashou. Goed, en die tweede ene is, toe sy siel in die yster ingegaan het, eers toe, het die woord van God hom beproef verklaar. Nou wat beteken dit? Wie gaan gou vir ons lees, Genesis, Nelly, Genesis 7 of 39 vers 12 tot 14, ons het nou nie mikrofoon, maar lees maar net baie hard, asseblief. Sê weer? Ok, vir die van julle wat nou nie dit kon hoor nie, maar en vir die van julle hoor, wat staan daar? Kan jy sien, Josef was gruesomely valslik beskuldig. Dit wat die vrou met hom wou doen, en nie kon reg kry nie, is presies die teenoorgestelde wat sy hom van beskuldig. Ouens, daar is een ding as iemand jou vals beskuldig, maar dit die teenoorgestelde. Waar was God in hierdie saak? Waar was die Here in jou lewe toe jy onregverdig behandel was?
Het iemand dit al gevra? Nee, nog niemand. Nou, Heinrich, lees vir ons, waar is God in hierdie hele situasie? Spreuke 17 vers 15. Jy lyk mooi met jou bril, hoor. Die Here het 'n afskie in die ene wat die skuldige onskuldig verklaar en die onskuldige skuldig. Met ander woorde, ouens, God sien. Ons het daar gesê, God sien. En hy is nie ingelig oor jou onreg, wat jy verontregging nie. Maar kom ons sluit af. Dan vat ek hier saam en sê, Josef of jy word soms onregverdig behandel. Dis 'n gegewe, ouens. Niemand in hierdie gebou of in ons, niemand in die lewe is gevrywaar van dit nie. Gert, hoe oud is jy nou? 15. 'n Pragtige jong seun van 15. Het jy geweet die lewe is onregverdig? Jy's 15 en jy weet dit al. Jou pa het jou mooi geleer of hy was 'n voorbeeld. Nee, ek joke net. Jy het 'n goeie ouers, hoor. Nee, ouens, as 'n jong seun, pragtige jong seun van 15 dit weet, dan behoort ons almal dit te weet. Die lewe is onregverdig. Maar ouens, so jy word soms onregverdig behandel, maar nou kom die hartseer ene of die harde ene, ouens. En jy ly verlang daaronder. Ons almal, in die kleine of in die groote, face dit. Maar hoor nou mooi hierso. Nee, maar ek wil lees wat jy die volgende, dis pynvol, daar staan, my laaste woorde is, ouens, dis pynvol, dit is pynvol, om weg te stap van gisterse onreg in jou lewe. Dit is pynvol om te vergewe. Dit is pynvol om die een te vergewe wat jou met die klippe doodgooi. Dit was seer vir Stefanus. Stefanus kon dit net doen omdat hy die hemel geopen gesien het. Geliefdes, hoe meer van die suurdeeg van die Heilige Gees in ons lewens, hoe meer in staat word ek om te kan laat gaan, om te kan vergewe. Dit is die 3de maat, dit is die oorlopendste maat van die suurdeeg van die Heilige Gees en dit kos van hierdie ouste koring om meel te word, om myself te breek, of om gebroken te raak voor God, en God toe te laat, dat die suurdeeg in my lewe my kan verander. Nou hoor nou mooi, kom ons gee die volle ene, ek lees dit weer, dis pynvol om weg te stap van gisterse onreg, maar embrace the stretching of from God. Hoekom? Wanneer jy die pyn deurstaan het, sal die gevolg goed wees. Ouens, as ons wil sê, ek wil 'n lewende steen in die huis van God wees, maar jy's nie bereid om die pyn van vergifnis te deurstaan nie, bid jy iets wat nooit met jou kan gebeur nie. Want die kruis is 'n plek van sacrifice. Dis die plek waar Jesus jou vergewe het. Dis die plek waar Jesus jou vergewe het, nie oordat ek gesê het, Here, ek is jammer nie. Dis die feit toe ek op my arrogantste was, dit was in die donkerste tyd van my lewe, het Jesus dit gegee. Nou, God kan dit weer en weer doen. Nou ouens, ek wil vandag sommer net weer eens 'n geleentheid gee om te sê, Here, ek wil alles wat my torment, al die onreg, al die goed is sommer net in my lewe, wil ek kom bid, Here, ek kan dit nie uit my eie uitdoen nie, maar ek het vandag die suurdeeg nodig, die invloed van die Heilige Gees. Ek het nodig om onder die invloed van die Heilige Gees te wees. Want ouens, as ek nugter is na 'n aand soos gisterand, beeldspraak gesproke, maar ouens,
dan kyk ek terug en ek sê, hoe het ek dit gedoen gisteraan? My gebed is dat u môre sal wakker word en sal terugkyk en sal sê, hoe het ek dit reg gekry om hierdie event of hierdie man te laat gaan in my lewe? Om hom te gee, om te sê, ek ontsê my die reg, want vergifnis, vergee beteken, is die alles oortreffende trap. As ek stik, dan bly ek leef. As ek verstik, is ek hysterie. As ek 'n ongeluk maak, lewe ek. As ek verongeluk, is ek dood. As ek gee, maar as ek my vergee, beteken dit, ek kan dit nie weer terugvat nie. As jy vandag hier uitstap en jy ontsê jou eie reg om nog enige iets te kan hou. Ouens, dis pynvol vir die vlees. But it's for your own future. Halleluja. Jesaja sê, hy sien die roeping van God en die Here sê vir hom, wie sal ek stuur? En hy sê, Here, ek is onrein van lippe. As ek kyk na my eie lewe, as ek in die spieël kyk, dan sien ek soveel van die Etienne in my lewe. Ek kan nie. En wat doen God? Hy vat 'n koolvuur van die altaar en hy raak sy lippe aan. Hy beïnvloed hom met 'n stukkie hemel. En wat doen Jesaja toe? Hy sê, Here, hier is ek. Stuur my. Baie jare terug, Rodai was 'n babietjie. Sy sal dit nou nie onthou nie. Sy was nie 'n babie, sy was klein. Jy vra Irene vir my, wanneer is dit nou gewees? En ons het nog in Walvis gebly, maar ons het in Otjiwarongo bedien. En die middag moes ons iemand in die gemeente se dogter op Okahania Lobaal of Windhoek. Andersom, ja, ons het in Windhoek Okahania bedien, ons iemand se dogter op Otjiwarongo Lobaal, en dit is 'n Vrydagmiddag en ons toe ons terugry. Rodeus, hoe oud was dit? Was 2 jaar oud omtrent. En ons ry so terug en 'n Wambo taxi kom van voor af. Weet julle wat se draft? Dit is 'n tafellager, is 'n windhoeklager, so groot bier. En hy kom en hy mik en ek wonder wat, en ek was bietjie vinnig, ek het so 180 bietjie vinnig gery as wat ek moes. Maar in Namibië leer jy kan nie stadig ry nie. Ek weet dit is moeilik, maar in elk geval. En hy kom en ek sien hy mik so en toe ek by hom is, toe gooi hy. En toe slaat hy die kar se radiator en ons moes koes hier binne, want daai glasstukkies kom hier binne deur en wow, daar gaan lê die kar. En dit is 100 en baie kilos die kant toe en is 100 en baie kilos daai kant toe. En ons sit. Om 'n lang storie kort te maak, hier sit ons en dank die Here, Irina, hulle kry 'n lift om hulp te gaan kry en daar sit ek. Ek verkort dit nou maar bietjie. En ek sit daar en dank die Here, ek moet bedien vanaand. So ek kan nie kwaad in my hart toelaat nie, stem nie saam. En dank die Here, ek wil nie sê ek op 'n high, ek het regtig beleef in daai tyd die Here, ek leef na aan die Here. As ek vandag terugkyk, maar hoekom ek dit nou sê? En ek sê, Here, ek kies om hierdie ou te vergewe. Maar vrek, Here. En dan kom die Etienne faktor en dan loop ek uit. Dan ek is alleen, want dit het my seker 2 ure, 3 ure gevat daar alleen. 'n Lekker stukkie me time. Ek en die Here alleen. En dan kyk ek so hier in die laagte af, want dit was so op 'n hoogte gewees. Dan kyk ek hier oor die bosveld, dan dink ek, Here, kry daai man, kry hom, werk met hom. En dan sê die Here vir hom, dan werk die Here my, dan loop ek in tale en bid. En as ek in tale bid, dan gaan ek terug, sit ek in die kar, en dan lees ek uit die woord uit, en dan spreek ek vergifnis uit, en dan sien ek hoe word daai man vry, en hoe voel ek vry, en dan die volgende oomblik kom die Etienne faktor weer, dan maak ek die deur toe, en loop ek hier, dan kyk ek hier oor die bosse, en dit het gebeur, en al hoe meer, en dan vra die Here my, hoeveel wil jy hom vergewe? Yes. En ouens, elke keer 'n bietjie meer, en bietjie meer, maar ek onthou net, eventueel, toe gaan 'n prentjie vir my oop. Nou, ek weet nie of ek 'n visioen gesien het nie, ek is nou nie, roem nou nie daarop nie.
Maar wat ek wel gesien het daai dag, hoe daai man in die hemel kom, en hy sê vir my, dit is daai dag jou vergifnis, wat hom geprikkel het, dis hoekom hy in die hemel is. En geliefdes, toe ek die vryste vry wat ek kan wees, toe kom Irina hulle aan. En ek onthou van daai event in my lewe. Maar daarna het gebeurtenisse, dit was so 'n hoogtepunt in my lewe, maar ouens, daarna, as dit gebeur en as dat gebeur, en nou kan ek uit die huis uit praat, want eendag toe sê my eie geliefde, kosbare vrou, my, dit was vir jou makliker om daai ou te vergewe as wat jy my vergewe. Ouens, en ek besef, sy's reg. Want dit is 'n ongoing ding. En ek wil vandag bid en sê, ouens, word voortdurend, soos Paulus sê, stay drunk. Word voortdurend, let it be a lifestyle of grace upon grace, upon grace, rivers of mercy, ouens. Amen. Nou wil u nie vandag vir die Here sê, Here, ek soek nie net een mate van die suurdeeg nie, ek soek nie net 'n twee mate nie, ek soek the ultimate of the presence of the Holy Spirit in my life. Amen. Kom ons bid dit vandag in Jesus naam. Halleluja. Dis seer, soos ek sê, dit is vandag pynvol om hier uit te stap en te sê ek vergewe. Maar hoe lank sal jy teen die prikkels kom? How long will you be tormented in your soul? Halleluja. Here, dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir daardie vrou wat die suurdeeg vat en met ons besig is. O Here, ons wil meel wees vandag. Ons wil in God se kombuis wees. Ons wil op die kombuistafel onsself wees, Here, en ons wil vra, Here, knieg ons, as ek dit reg sê. Here, laat die suurdeeg, die invloed, die reisvermoë, die groeikrag van die Heilige Gees in my lewe wees. Here, dankie dat u dit doen met die hemelse valuta. Nie net my sielskrag nie. Here, as u dit my sielskrag is dit een mate. As ek dalk baie goed is dit twee mate, maar Here, wil u kom en die ultimate in my lewe werk. Ek vergewe. Ek laat gaan. Ek laat gaan in Jesus naam. Ek wil soos Josef wees en sê my siel is in hierdie yster. Hierdie yster, hierdie boeie gaan my nie wen nie. Hierdie boeie van onreg, hierdie boeie van verbittering, en selfs as dit my eie foute was, hierdie foute van gister, hierdie boeie gaan my nie verder bind nie. En Here, eers toe, sê u woord, het die woord om beproef verklaar, en sy droom het bewaarheid geword. En ek wil jou seën vandag, dat jou droom ook bewaarheid sal wees. Dat jou droom in Jesus naam bewaarheid sal word. Ek spreek dit oor jou lewe vandag. Ek spreek dit oor jou lewe vandag, wat ons altyd sê, gebed het, en God se visie, God se droom vir jou lewe, het nie 'n vervaldatum nie. As ons die geskiedenis reg gaan lees, en ek by feite reg het, was dit iets so 17 jaar, wat die verhaal van Josef afspeel, vandat hy verkoop is, totdat hy gepromoot was. En God se droom het steeds vervul geword. Maak nie saak hoe lank dit jy al in die boeie is, vandat hierdie ding in jou lewe gebeur het nie. God se droom het nie 'n vervaldatum nie. God is faithful. God is faithful. Halleluja.
En terwyl ons so bid, beleef ek vandag, die Here wys my mense en U ken ons harte, ons sal nooit mense ontbloot nie. Maar ek bid vir jou vandag en die Here wys vir my dat hy lig in mense nou 'n situasie uit wat die Here wil hê jy moet los vandag. Sien dit vandag en sê Here, ek weet dit is painful, but it's worth it. It's worth to let go today. Dit is die moeite werd om te sê ek vergee. Here, ek het so lank gewag vir 'n geleentheid dat hierdie persoon na my toe kom. Here, hy hoef nie meer na my toe te kom nie. Hy hoef nie meer te kom sê hy is jammer nie. Sy hoef nie meer te kom sê nie. Ek vergewe. Hoe lank sal ek teen die prikkels kom? Hoe lank sal ek getorment word? Maar Here, dankie vandag. I let go. In Jesus naam. Halleluja. En ek beleef net in my hart, hier's iemand wat hierdie woord moeilik vat vandag. En die Here lê op my hart om vir jou te sê, dis moeilik vir jou omdat dit seer was. Dit is moeilik om hierdie woord te ontvang vandag, want dit is close to home. Maar daar lê genesing vir jou. Daar lê genesing vir jou vandag. Daar lê genesing vir jou. Ek wil vandag, net in hierdie oomblik, geliefdes, as ek net so kan vra, net vir 'n oomblik, dat ons almal net ons oë toe maak, dat die persoon, om vandag net sy hand op te steek, of haar hand op te steek, om te sê, dis ek. En ek weet eintlik in my hart, dis meer as een persoon. Maar net om 'n geleentheid te gee, dat iemand met vrymoedigheid die hand kan opsteek vandag en sê, Here, hier is my hand. Ek wil my hand opsteek en sê, ek laat gaan vandag. Is daar iemand? Yes, jy kan weer sak. Is daar nog iemand? Yes. Dankie Here. En ek dat mense hande opgesteek en maar die Here wys my 2 mense nog wat nog moet let go vanoggend. Yes. As nog iemand het hand opgesteek, nog iemand? Halleluja. Geliefdes, die ironie van dit alles, en kom ons eer asseblief net vir hierdie oomblik. Die ironie is, daar's mense wat hande opsteek en maar die persone wat die Here my wys, sien 'n battleground in your mind. Ek sien 'n battle in jou gemoed. Wil jy nie vandag ook jou hand opsteek en sê, Here, ek gee oor. Dankie. Dankie, Here. Yes. Dankie, Jesus. Here, ek dankie vir U genade vanoggend. Yes. Dankie, yes. God is so gentle. God is so good. God is so good. God is so good. You're so good to me. Weer 'n keer, God is so good, en ons sing dit, en wil jy nie net totaal surrender? Jy wat die battle in your mind beleef in hierdie oomblik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. You love me so. You love me so. You love me so. You love me so. You're so good
to me. I love you so. I love you so. I love you so. I love you so. You're so good to me. En dankie Here vir die Heilige Gees wat werksaam is. En Here, ek bid nou vir die ongoing working of your Spirit. As ons hier uitstap, Here, is my gebed. U het nie vir Paulus gelos toe hy die eerste prikkel of die tweede of die 100ste prikkel beleef het nie. En so bid ek, Here, dat u sal aanhou met die prikkels in ons lewens. En ek seën jou vandag. Maak nie saak wat die battle was vandag in jou hart met dit wat ons gedeel het. Mag jy 'n kosbare belewenis en 'n getuienis van God hê in Jesus naam, wat 'n memorable tyd in jou lewe is. In Jesus naam. Amen.